En ons blaai dan na 1 Samuel 1 toe. Die eerste boek van Samuel, hoofstuk 1 van vers 1 af. Terwyl ons die plek voor ons oop het, kom ons buig net eers die hoofde en dan bid ons net eers saam, voordat ons uit die woord uit lees. Hemelse Vader, ons maak U naam vanoggend groot. Here, U het soveel seëninge, Here, wat U oor ons uitgiet, en ons kan net vir U dankie sê daarvoor, Here. Ons dink aan die reën wat daar buite val, Here, en terwyl dit die aarde voed, dink ons aan hoe U, Here, U seëninge oor ons uitsaai, Here, en hoe ons daardeur gevoed word deur die woord wat U ook vir ons so mildelik gee. Here, kan ons net vir U kom dankie sê, Here, en saam met dit, U het soveel vir ons gegee, ons gemeente, Here, wat ons hier het, waar ons by mekaar is, Here, die gebou wat ons hierdie jaar ook gevier het, wat U vir ons gegee het, hoeveel jaar terug, in die gemeente se bestaan, Here, en die feit dat ons selfstandig word, en Here, soveel dinge om op te noem, net deur te sê, Here, U is goed vir ons, en ons kan net vir U kom dankie daarvoor sê, Here, en terwyl ons dit ook weet, en terwyl ons daarop vertrou, Here, weet ons ook, daar is sake wat ons na U toe bring, Here, waar ons nood het, waar ons behoefte het, waar ons begeertes het, Here, en ons bring dit na U toe, soos die woord vir ons leer, en so bid ons vir ons siekes, Here, ons kyk na daardie lys, ons dink aan mense, Here, wat by hulle huise is, wat nie by 'n kerk kan uitkom nie, Here. Ons dink aan die mensies in die ouete huis, Here, wat daar sit, en partykeer verlang om net uit te kom, maar nie so by 'n kerk kan uitkom nie, Here, en hier sit ons het die voorreg om hier te wees, saam met kinders van die Here, om U te aanbid, Here, en ook die warm liefde van 'n gemeente te ervaar, Here, sê ons maar net vir U, dankie ook daarvoor, en so bid ons vir hulle wat nie hier kan uitkom nie, Here, dat U vir hulle sal bystaan, opbeer, dat U vir hulle sal bemoedig daar waar hulle is. Ons bid ook so, Here, vir hierdie lang gebedslys wat ons het, Here, ons dink aan die vakante gemeentes waarvan ons bid, die emeritus leraars, die redding van siele, die kweekskool, die AJB, verskeie gemeentes, Here, en ons bring al hierdie goed na U toe, Here, nie om 'n woord op 'n lys of 'n naam op 'n lys te sit nie, Here, maar omdat ons glo dat U die hoorder van gebed is, omdat ons glo, Here, U kan sake heeltemal verander wanneer U kinders bid, en daarom bring ons hierdie dinge na U toe, Here, sekerlik die belangrikste daarvan, die redding van kosbare siele, Here, as ons dink in die gemeenskap waar ons is, soveel mense, Here, wat maar hoop vir die beste, wat dink hulle lewens is reg, maar het hulle 'n lewende verhouding met die Here Jesus Christus, en bid ons, Here, dat U hulle siele uit genade kom red, Here, dat hulle sal weet wat dit is om daardie verhouding met U te hê, Here, dat ons nie maar net 'n vorm godsdiens het nie, maar dat ons 'n lewende verhouding het met die Here wat hemel en aarde gemaak het, Here, en so bid ons vir ons bid dat U ons sal meer en meer vul met U Gees, ons bid, Here, dat U ons sal laat groei in die kennis en die genade van die Here Jesus Christus, dat U ons so geestelik sal laat groei, Here, en dat U ons as gemeente ook kragtig sal gebruik vir U werk. Ons bid, Here, vir die groei van die gemeente, dat U vir ons mense sal stuur, en Here, ons sien dit vanuit die woord, ons kan baie keer dinge probeer doen, Here, maar die woord sê duidelik vir ons, dit is U wat by die gemeente voeg, en daarom bid ons, Here, dat U ons gemeente sal laat groei. Ons bid ook vir elke behoefte wat ons het, Here, ons bid vir alles wat ons hier deurgaan, dat U daarin sal wees. En so bid ons vir vanoggend se boodskap, Here, ons bid dat U ons in hierdie tydjie, Here, 0:30 tot 1 uur, wat ons hier by mekaar is, dat U vir ons rustig sal maak, Here, dat U ons sal voed deur die woord, en dat ons sal hier uitgaan, Here, en sê, ja, ons sal doen wat U van ons vra, Here, dat ons nie onveranderd hier sal uitbeweeg nie, maar dat U woord en die Gees en die stem, dat dit ons sal verander om nader en nader aan U te beweeg, om meer soos U te wees, en die lig van die wêreld daar buite te wees. Baie dankie, Here, dat ons hierdie dinge kan saam bid, en nou laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig,
O Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word U geskenk van God onse Vader, en dit word aan U geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons lees dan saam 1 Samuel 1 vanaf vers 1, ons gaan daar die hele hoofstuk saam lees. Daar was 'n sekere man uit Ramathaim, 'n Sefiet uit die gebergte van Efraim, en sy naam was Elkana, die seun van Jeroam, die seun van Elei, die seun van Tohu, die seun van Sif, 'n Efratiet. En hy het 2 vroue gehad. Die naam van die een was Hanna, en die naam van die tweede was Peninna. En Peninna het kinders gehad, maar Hanna het geen kinders gehad nie. En die man het van jaar tot jaar opgegaan uit die stad om te aanbid en aan die Here van die leerskare te offer in Silo, waar die 2 seuns van Eli, Hofni en Pinias, priesters van die Here was. En op 'n dag het Elkana geoffer en aan sy vrou Peninna en al haar seuns en haar dogters dele van die offervleis gegee. Maar aan Hanna het hy 'n dubbele deel gegee, want hy het Hanna liefgehad. Maar die Here het haar moederskoot toegesluit. En haar mededingster het haar ook bitterlik geterg om haar te vertoren, omdat die Here haar moederskoot toegesluit het. So het hy gedoen van jaar tot jaar, telkens as hy opgaan in die huis van die Here. So het sy haar geterg, dat sy geween het en nie wou eet nie. En haar man Elkana sê vir haar, Hanna, hoekom ween jy? Waarom eet jy nie en waarom is jou hart bedroef? Is ek vir jou nie beter as 10 seuns nie? Toe staan Hanna op nadat hulle geëet en nadat hulle gedrink het in Silo, terwyl priester Eli op die stoel sit by die deurpos van die tempel van die Here. En bitter bedroef het sy tot die Here gebid en bitterlik geween. En sy het 'n gelofte gedoen en gesê, Here van die leerskare, as U waarlik die ellende van die diensmaagd aansien, en aan my dink en die diensmaagd nie vergeet nie, maar die diensmaagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe, en geen skeermes sal op sy hoof kom nie. En toe sy lank gebid het voor die aangesig van die Here en Eli op haar mond ag gee, want Hanna het in haar hart gespreek, net haar lippe het geroer, maar haar stem kon nie gehoor word nie, het Eli gedink dat sy dronk was. En Eli sê vir haar, hoe lank wil jy jou soos 'n dronk mens gedra, sit jou wyn van jou af weg. Maar Hanna antwoord en sê, nee my Heer, ek is 'n vrou beswaard in my gemoed, wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my siel voor die aangesig van die Here uitgestort. Hou tog nie die dienares vir 'n deugniet nie, want vanweë my baie sorge en verdriet het ek tot nou toe gespreek. En Eli antwoord en sê, gaan in vrede, en mag die God van Israel jou bede gee, wat jy van hom gebid het. Daarop sê sy, mag die dienares guns in die oë vind. Die vrou het toe daar weggegaan, en sy het geëet en haar aangesig was anders. Toe het hulle die môre vroeg klaar gemaak en voor die aangesig van die Here aanbid en teruggegaan en by hulle huis in Rama gekom. En Elkana het sy vrou Hanna beken en die Here het aan haar gedink. En by die wisseling van die jaar het Hanna wat swanger was, 'n seun gebaar en hom Samuel genoem. Want, het sy gesê, ek het hom van die Here gebid. Toe die man Elkana dan met sy hele huisgesin opgaan om aan die Here die jaarlikse offer en sy gelofte offer te bring, het Hanna nie opgegaan nie, maar het aan haar man gesê, eers wanneer die seun gespeen is, sal ek kom bring, dat hy kan verskyn voor die aangesig van die Here en daar vir altyd bly. En haar man Elkana het aan haar gesê, doen wat goed is in jou oë, bly totdat jy hom gespeen het, mag die Here net sy woord bevestig. Die vrou het toe gebly en haar seun gesoog, totdat sy hom gespeen het. En sodra sy hom gespeen het, het sy hom saamgebring, met haar saamgebring, met 3 bulle en 'n eva meel en 'n sak wyn, en sy het hom gebring in die huis van die Here in Silo.
en die seun was nog jonk. En hulle het die bil geslag en die seun by Eli gebring, en sy het gesê, ag my Heer, so waar as u siel leef, my Heer, ek is die vrou wat hier by u gestaan het om tot die Here te bid. Om hierdie seun het ek gebid, en die Here het my bede aan my gegee, wat ek van hom gebid het. So staan ek hom dan ook af aan die Here, al die dae wat hy leef. Hy is aan die Here afgestaan, en hy het die Here daaraan bid. Ons lees net so ver vanoggend vanuit die woord van die Here. Ons teks van oordenking is vers 12 wat sê, en toe sy lang gebid het voor die aangesig van die Here. En praat ons vanoggend oor die gedagte gebed wat 'n verskil maak. Nou wanneer ons eers by Moedersdag stil staan en ons dink aan al die Bybelse moeders, dan is daar mos 'n paar wat uitstaan. So ons dink aan Eva, die heel eerste moeder in die Bybel. So ons dink aan Sara wat 'n belofte ontvang het, sy gaan 'n seun baar en sy tog so lank vir Isak moes wag. So ons dink aan Maria, die moeder van die Here Jesus, waar 'n moeder se hart duidelik raak gesien word, maar een moeder wat keer op keer uitstaan in die woord van die Here, wat julle nou al reeds weet wie dit is Hanna. Nou hoekom spesifiek Hanna? Want sy bid, en daardie gebed maak 'n verskil. In Hanna se verhaal in 1 Samuel 1, sien ons iets wat dikwels in die woord van die Here gebeur. Nou baie keer as 'n mens na Bybelboeke toe gaan, dan begin die eerste hoofstuk, en is gewoonlik 'n tipe van 'n inleiding. 'n Mens kry die gedagte waaroor die boek gaan, en dit lê die fondasie vir die boek. Soos met boeke soos Rigters, wat mense duidelik sien, Psalms met Psalm 1, en dan ook Openbaring, waar dit duidelik raak gesien word, die fondasie word gelê. En in 'n mate gebeur dit ook met 1 Samuel 1. Want die hele eerste hoofstuk gaan oor gebed. Dis 'n boodskap oor gebed, en dan reg deur die boek Samuel word dit gesien hoe gebed 'n baie belangrike rol speel. En juis omdat God alles so beskik het, lê 'n mens se krag en jou heil daarin, dat 'n mens moet bid, dat jy die Here moet soek. En so lê dit die fondasie vir die res van die boek. Hoe belangrik gebed is en watter verskil dit in 'n mens se lewe kan maak. En ons sal 'n bietjie later kyk na watter verskil bring dit in jou eie lewe en ander fronte. Maar vanoggend fokus ons op die feit dat Hanna gebid het en dit het 'n groot verskil gemaak. En ons kry hier 'n baie spesifieke boodskap oor gebed. As ons mos na die woord van die Here toe gaan, dan is daar geen tekort aan gedeeltes, boodskappe, voorbeelde van gebed nie. Maar hier sien ons daar sekere dinge wat gebeur. Daar is omstandighede wat gemaak het dat sy die Here aanroep. Die Here het haar gedryf na gebed toe. En toe het sy ook spesifiek gebid oor wat sy graag wou gehad het. En sy het gesmeek, sy het geween, sy het die Here gevra, sy het volhardend gebid. En dit was 'n kragtige gebed gewees. En so sien ons in die verhaal hoe die Here antwoord en wat hy uiteindelik doen. So daarom is die verhaal so mooi ingekleer, en dit wys vir ons die kern van gebed, en dit wys vir ons dat die Here die een is wat intree. Want baie keer deesdae fokus 'n mens so op die persoon wat bid en die bidder, en hoe wonderlik hierdie persoon moet wees, en hoe goed hierdie persoon moet wees, en hoe mooi hulle woorde moet wees, en ten einde gaan dit net oor God. Hy is die hoorder van gebed. Hy is die een wat sake verander. Hy is die een wat harte verander. So wanneer 'n mens bid, dan is die fokus natuurlik op hom. Alles sentreer rondom die Here, en in hierdie verhaal sentreer die gedagte rondom gebed. Nou kort rukkie terug, ek het nou nie gaan kyk nie, en ek kan nou nie mooi onthou hoe lank terug dit was nie, maar kort rukkie terug het ek gepraat oor Jakob wat met die Here worstel, en hoe dit nou deurtrek met gebed. En iets wat ek genoem het, is dat mense nie meer bid soos wat hulle in die verlede gebid het. Die algemene Christene weet nie meer hoe om sake deur te bid nie. En as ek dit nou sê, dan plaas ek almal nou nie onder dieselfde kam nie, skeer almal nie onder dieselfde kam nie.
Ons moet ons harte deursoek en ons moet die Here vra en hy moet vir ons wys, is ons waarlik bidders. Maar algemeen vandag is biddeloosheid 'n baie groot probleem. In ons samelewing, in ons kerke, en kinders van die Here se lewens. En as ons ook wonder daaroor, moet ons maar net die vraag vra. Gaan kyk buite, hoeveel tyd word spandeer aan fondsinsamelings, aan bazaars, aan verkope, en hoeveel tyd word deurgebring in gebed? Hoeveel mense kom nog by mekaar om te bid? En as ons eie lewens vat en ons vra vir die Here, skyn die lig op my lewe, hoeveel tyd in 'n week spandeer ek aan gebed? Nou daar's 'n ou koortjie, ek seker u ken hom, maar ek dink is 'n haleluja of 'n gesang, ek's nou nie seker nie, maar wat sing, dank Heer vir ure van gebed. Hoeveel van ons kan dit sing? Dankie Here vir ure van gebed. Hoeveel tyd bring ons waarlik by die hele Here se voete deur? Nou die probleem met dit, ons eintlik baie probleme met dit, maar die probleem van kinders van die Here wat min bid is tweevoudig. Die eerste probleem is, ons verloor kontak met die Here, want dit is waar ons onder die Here se vlerke in beweeg, waar ons in kontak met hom kom, waar die Here my hart verander, waar ek nader aan hom beweeg, en as ek min bid, beteken dit ek het min kontak met die Here. Dink aan daai vers, ons bid dit gereeld, ons sê dit gereeld vir mekaar, waar 2 of 3 in die Here se naam vergader, daar is hy teenwoordig. Hoeveel erns het ons nog met dit? By mekaar kom om te bid. So ons verloor daai kontak met die Here. Die tweede ding, die tweede groot probleem met biddeloosheid, is die Here werk nie. Jakobus 4, 'n mens lees die gedeelte en dan sê die gedeelte, julle het nie omdat julle nie bid nie. Dis heel eenvoudig. Julle het nie want julle vra nie. En dan net so 'n paar verse aan, en daar in Jakobus 4 vers 8, die belofte, nader tot God en hy sal tot julle nader. Gaan in gebed na die Here toe en hy gaan nader aan julle beweeg. En hy tree in. En hy antwoord gebed. En as ons nooit daai stap neem om waarlik bidders te wees nie, dan gaan ons nooit die verskil sien. En dis hoekom ons na Hanna kyk. Hierdie vrou leer vir ons iets van gebed. En ons sien hier baie duidelik, dis 'n gebed wat 'n verskil maak. Hanna kom met hierdie gedagtes na die Here toe, spesifieke sake, omstandighede in haar lewe, omstandighede waaruit sy bid, en dit maak 'n verskil. En nou kom ons, en ons kan elkeen ons eie lewens in daardie gedagte plaas, en sê, ons het begeertes, God gegewe begeertes, soos wat die woord sê, bring julle begeertes na my toe. Ons het omstandighede in ons lewens, waarmee ons miskien nie gelukkig is nie, omstandighede wat ek verander, of wil verander, stryd wat ek het. Ons elkeen het goed in ons lewe waaroor ons bid, wil bid, want ons verandering nodig het. Dan vra ons maar, hoeveel tyd het ons al in gebed spandeer, oor die sake in ons eie lewens? Die beginsels is vas in die woord van die Here, die beginsels is vas in die verhaal, Hanna se gebed. Ons weet, nie een van ons hier kan sê, maar ons het nie geweet, gebed maak 'n verskil nie. Nie een van ons kan sê, ons het nie geweet, dat ons na die Here toe moet gaan in gebed nie. Ons weet hierdie dinge. Ons leer dit van kleins af. En die woord kom, en die Here kom, en hy spreek 'n mens aan, dat ons nie biddeloos sal wees nie. As ons nie bid nie, is die krag van God nie in ons lewens nie. So, net kortliks oor gebed vanuit Hanna se lewe, sodat ons ook ware bidders kan wees. Nou dink ek so vinnig, toe ek in Oos-London was, ek het net daar aangekom as 'n student nog, en iemand het my vertel van een van die ou predikante, hy is nou al afgetree, en hy is al so ver afgetree, hy werk nou nie eers meer in gemeente soos baie van die predikante nie, maar ek onthou die gemeenskap, nie die gemeente nie, die gemeenskap, het hom die biddende predikant genoem, want hulle het hom gedurig gesien, dan loop hy, dan bid hy soos hy loop, dan bid hy vir die huis, hy bid vir die mense, hy bid vir die kerke, en hulle het hom die biddende predikant genoem, en dit was vir my so treffend gewees,
Maar nou as ek daaraan terugdink, alle kinders van die Here moet biddende kinders van die Here wees. Alle kinders van die Here. Maar nou, ons eerste gedagte, wat ons vanoggend sien in hierdie gedeelte is, die omstandighede wat lei na gebed wat 'n verskil maak. 1 Samuel 1 vers 5, die B-gedeelte, maar die Here het haar moederskoot toegesluit. Nou daar kan baie omstandighede rondom gebed wees. En ons gaan so vinnig daarna kyk. Eers Hanna se persoonlike omstandighede, wat ons sou weet wat dit is, maar dan ook die omstandighede van hulle tyd, want dit kyk 'n mens baie keer mis. Nou haar persoonlike omstandighede aan die begin van die verhaal. Sy het die begeerte gehad. Begeerte bo alle dinge. Sy wou 'n seun hê, maar sy kon nie kinders hê. En Elkana se ander vrou Penina het 'n klomp kinders gehad en boonop terg sy nou vir Hanna. En Elkana was 'n goeie man gewees, hy het haar probeer troos, hy het probeer ondersteun, maar dit het nie gedoen nie, want Hanna wou 'n seun gehad het. Maar wat doen sy? Sy het hierdie begeerte, hierdie verlange, wat doen sy? Sy bid. Vers 10, sy het bitterlik geween en sy het gebid, en toe sy 'n tyd lank, 'n lang tyd gebid het, sy het bid oor hierdie probleem, hierdie begeerte wat sy het. En in die gedeelte sien ons daar's woorde, wat in vers 5 uitstaan, en daai woorde is, die Here het haar moederskoot gesluit. Dit was nie toevallig gewees nie. Die Here het hierdie omstandighede gegee. Daar kon baie redes wees, maar die rede wat ons duidelik raak sien vanuit hierdie gedeelte, die Here doen dit om aan haar knie toe te dryf. Die Here het haar moederskoot gesluit sodat sy sou bid, sodat sy afhanklik van hom kon wees. Dit is haar persoonlike omstandighede, maar die tyd waarin hulle geleef het, was nie 'n geestelike goeie tyd gewees nie. Sy gaan bid voor die tempel, 'n plek waar 'n mens nou regtig waar dink, gebed moet seëvier, gebed moet gesien word. En die priester ken dit nie. Hy ken nie mense wat ween voor die Here en smeek voor die Here, en hy sê sommer hy dink sy's dronk. En net dit alleen wys vir jou hoe die omstandighede was. Hy het nie sulke ernstige gebede geken nie. Maar wat het hy geken? Dronkaards. Hulle was gewoond daaraan. So wat sê dit van die geestelike stand van daardie tyd? Hulle was ver weg van die Here afgewees. Maar een vrou kom en sy bid. Een vrou, en dit verander sake. 1 Samuel 3 vers 1 lees ons weer, en die woord van die Here was skaars in die dae. Gesigte was daar nie baie nie. Dit was 'n tyd van geestelike armoede. Toe hierdie vrou gekniel het en gebid het, ek kan nou amper gesê opgestaan, maar sy het gekniel en sy het gebid. En vanuit hierdie omstandighede van geestelike armoede en haar persoonlike omstandighede wat die Here daar geplaas het, vanuit dit roep sy die Here aan. En dit kan ons in ons lewens toepas. Kyk die tyd waarin ons leef. Ons wil sê ons leef in 'n Christelike tyd, maar ons doen nie. Kyk wat gebeur in die wêreld, kyk wat gebeur in mense se huise, kyk wat gebeur in kerke. Ek dink ons kan eerlik sê geestelike armoede heers. Ons hoef nie daaroor te wonder nie. Deel daarvan is biddeloosheid. En in daardie tyd wat 'n mens leef, is daar soms persoonlike omstandighede wat ons na die Here toe moet dryf. Omstandighede wat veronderstel is om ons by die Here uit te bring. Dit kan enigiets wees, van 'n begeerte wat ek het, wat die Here in my geplaas het, soos Hanna wat 'n seun wou hê. Dit kan omstandighede, moeilike omstandighede wees. Dit kan soveel verskillende dinge wees wat in my hart is. Nou sê die skrif, Filippense 4 vers 6, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles, in gebed en smeking, met danksegging bekend word by God. Wat sê dit? Vat dit na die Here toe. Moeilike omstandighede wat ek 'n uitkoms voor nodig het, wat ek 'n oplossing voor soek. Ons weet die Here help in moeilike omstandighede. Psalm 50 vers 15. Vat dit na die Here toe. Genesing, miskien bid ek vir genesing vir my of vir iemand anders. Enige situasie wat my na die Here toe moet dryf. Maar wat gebeur baie keer vandag? Mense sukkel, daar's omstandighede en hulle staan terug.
Hulle blameer die Here, hulle bid nie, hulle wil nie Bybel lees nie. Terwyl daai omstandighede hulle na die Here toe moet dryf, besluit hulle ons tree eerder weg. Dit moet nooit gebeur. Gaan in gebed na die Here toe. Die Here gebruik dinge in ons lewens om ons na hom toe te dryf. En dan is daar kragtige gebed nodig. Kragtige gebed wat 'n verskil maak. Nou kyk, wat is die kragtige gebed? Nou dink ons baie keer aan hierdie mense wat op verhoor staan en bid en mense typ om en ek weet nie wat alles nie. Dis nie kragtige gebed nie. Kyk, wat is kragtige gebed? Vers 10. Bitterlik bedroef het sy na die Here toe gegaan. Sy het bitterlik geween, vers 12. En toe sy lank gebid het voor die aangesig van die Here. So kyk hierdie gebed van Hanna. Die Here het omstandighede toegelaat, het haar na die Here toe gedryf, sy gaan na die tempel toe, en sy bid 'n kragtige gebed. Sy is hartseer, sy ween, sy bid, sy smeek die Here, sy stort haar hart voor die Here uit, oop en eerlik. Gee sy dit vir die Here. Dis 'n Bybelse manier om te bid, Efesiërs 6 vers 18, terwyl julle met alle gebed en smeking. Dis wat sy gedoen het, gesmeek het, by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Nou sien nog iets raak in hierdie vers wat ek nou gelees het, juis daartoe waak met volharding. As ons van Hanna lees ons toe sy lank gebid het, daar was volharding gewees. Sy het die saak deurgebid en dit was 'n kragtige gebed gewees. Dan maak sy die belofte. As u vir my hierdie seun gee, dan sal ek hom aan u gee, dat hy u sal eer. Sy het opgestaan, sy het met die priester gepraat en sy was versterk. Sy gaan eet, haar gesig was anders gewees. Die Here het nog nie gegee waarvoor sy gevra het nie, maar die gebed het al reeds 'n verskil gemaak. En daai verskil begin by haar. So daai gebed doen twee dinge, daai kragtige gebed. Eerste in plaas hy dit in die Here se hande en vertrou hom. Sy gaan na die begeerte en die tweede is die Here gee vir haar vrede. Hy gee vir haar gemoedsrus. Dan het ons omstandighede, begeertes, dinge in ons lewens wat ons na die Here toe dryf. En die beste ding wat ons kan doen is gaan bid. Baie mense sou eers die saak in hulle eie hande neem. So ons dink vandag se tyd, as 'n vrou nie kan swanger word nie, wat doen sy? Gaan apteek toe, begin met pille, gaan na 'n spesialis toe, die hele pad, en ons niks fout daarmee nie, maar waar begin 'n mens? En dis wat hierdie gedeelte vir ons wys. Begin by gebed. Begin by gebed. Ons samelewing leer ons, gaan probeer eers, en as jy nie regkom nie, gebed is jou laaste uitweg. Dis nie wat die woord leer nie. Die woord leer vir ons, gebed is waar 'n mens begin. Dis waarop jy staat maak. Dis jou toevlug. Iemand het een keer gesê, en dit was vir my so mooi gewees, gebed is nie jou spaarwiel nie, dis jou stuurwiel. Gebed. En dan volhardende gebed, kragtige gebed, smeekend, bid dinge van die Here af, stort jou hart voor hom uit, praat met die Here. In eenvoudige taal, praat net met hom. Volhardende gebed, hou aan. Moenie 1 of 2 keer oor iets bid en dan sommer opgee nie. Bid dit deur. Dink aan die gelykenis van die onbarmhartige regter. Die weduwee wat keer op keer na die regter toe gaan met haar probleem, totdat hy uiteindelik geantwoord het. En wat is die les? Lukas 18 vers 1, en hy, die Here Jesus Christus, het ook aan hulle gelykenis vertel, met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid, en nie moedeloos word nie. Dis 'n volhardende gebed. So hoe lyk kragtige gebed? Smeekend, volhardend. Hoekom? Want dit bring verandering. En daai verandering begin by my, dit gee vrede, dit gee gemoedsrus. Filippense 4 vers 6, ek het dit gelees, maar ek lees dit weer. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles, deur gebed en smeking, met danksegging bekend word by God. En dan sê vers 7, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. So die verandering begin
in my hart. Die Here gee vrede. En kragtige gebed is 'n gebed waar 'n mens die saak, die probleem, die begeerte, wat ook al is, in die Here se hande plaas. Nou ons ken die voorbeeld, ek seker almal het dit al gehoor, vat dit na die Here toe en dan sê ons baie keer, ons moet dit nie weer gaan haal nie. Het jy al die voorbeeld gehoor? Moet dit nie weer gaan haal nie. Hoekom sê mense so? Wat is die probleem? Hoekom sal ek iets by die Here gaan haal wat ek vir hom gegee het? Een woord. Ongeloof. Nee Here, U werk nie gou genoeg nie. U gaan my nie help nie. U gaan dit nie doen nie. Kom ons vat maar terug. Gee dit weer vir my in my hande. So waar lê mense vertroue? Daar kan ook nie kragtige gebed wees sonder vertroue in die Here. Ek gee dit in die hande, ek vertrou op U. Die Here bring omstandighede oor my lewe om my na Hom toe te dryf. En die eerste ding wat ek moet doen is, vat dit na die Here toe in daai kragtige gebed, smeekend volhardend in geloof. Maar dan sien ons verder, wanneer daar so gebid word, is daar ook 'n antwoord. Daar is 'n antwoord op gebed wat 'n verskil maak. 1 Samuel 1 vers 19. Toe het hulle die môre vroeg klaar gemaak en voor die aangesig van die Here aanbid en teruggegaan en by hulle huis in Rama gekom en Elkana het sy vrou Hanna beken en die Here het aan haar gedink. 'n Skielike draaipunt in hierdie verhaal. Hanna bid, sy stort haar hart, alles voor die Here uit, kragtige gebed, en sy staan op, sy gaan eet met vrede, sy gaan huis toe, en sy word swanger. Hierdie lang oploop, en is asof die Here in 'n oogwink net die hele situasie verander. Gebed maak 'n verskil. God verander sake wanneer ons bid. Die arm van die Here kom in beweging. Weet nie hoe kan ek dit nog sê nie, maar dis die punt. Die Here bring daai verskil. Die Here bring hierdie saak oor Hanna se lewe, dit dryf haar na Hom toe, sy bid, sy doen haar deel, volhardende gebed, en die Here gee. Die Here gee wat sy wou gehad het, hy gee uitkoms, en sy het spesifiek gebid vir 'n seun, in 1 Samuel 1 vers 20 het ons gelees, en by die wisseling van die jaar het Hanna wat swanger was, 'n seun gebaar, en hom Samuel genoem, want sy het gesê, ek het hom van die Here gebid. So die Here verander Hanna se persoonlike omstandighede. Maar, en dis die deel wat mens baie keer mis, die Here verander ook die omstandighede rondom hulle. Want onthou julle, ek het gesê, in daardie tyd was daar geestelike armoede, en ons het gelees, gesigte was skaars in daardie tyd, die woord van die Here was skaars in daardie tyd. Wat gebeur met Samuel? Hy gaan in die tempel in, hy gaan in die tempel dien, en hy hoor, Samuel, Samuel. En die woord van die Here word weer lewend. Die Here begin weer praat, deur die seun wat Hanna voorgebid het. So die Here verander ook daardie omstandighede met Eli en Hofni en Pinias en die hele volk, en daai volk kom terug na die Here toe, en Samuel word uiteindelik die laaste rigter van die volk. Dit alles na een vrou se gebed. Het die Here nie net haar omstandighede verander nie, maar hy het 'n volk se omstandighede verander. So waar maak ons staat? Gebed maak 'n verskil. Die Here werk wanneer sy kinders bid. So hoekom werk die Here nie? Bid sy kinders soos wat hulle moet. Gaan kyk in die woord van die Here, hoeveel sake het verander met gebed. Net Rigters alleen, 6 keer in een boek, wat 'n hele nasie se omstandighede verander het oor een persoon wat bid. 6 keer sien mens dit raak. Dink aan Dawid, 'n man na die hart van God. Hoeveel keer het dit nie sake in sy lewe verander nie. Hy vlug vir Saul, hy bid, die Here verander dit. Hy vlug vir sy eie seun Absalom, hy bid, die Here verander dit. Ook met sy sonde. Hy vat sy sonde na die Here toe, hy bely dit, die Here vergewe hom, en daar's 'n pad vorentoe. Gebed maak 'n verskil. En hoeveel beloftes is daar nie oor gebed nie? Lukas 11 vers 9, ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word, soek julle sal vind, klop vir julle sal oopgemaak word. Lukas 11 vers 10, elkeen wat bid ontvang, hy wat soek vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Daar is baie beloftes oor gebed. As ons bid,
dan werk die Here. As ons bid, dan werk die Here. En hy gee vrede. Ons kan 'n saak in sy hande plaas, want die Here weet wat die beste is, en hy werk. Hy is 'n hoorder van gebed. Wat kan 'n mens se lewe verander? Wat kan 'n gemeente verander? Wat kan 'n gemeenskap verander? Gebed. 'n Mens kan werk en jy kan probeer en jy kan alles in jou krag doen en dit kan geen verskil maak nie, maar as iemand bid, dan maak dit 'n verskil. Wys net weer vir ons hoe belangrik gebed is. En dan ons laaste gedagte. Toe hierdie gebed nou gebid is en die Here het geantwoord en dit het Hanna se hart verander, toe bring gebed wat 'n verskil maak, bereidwilligheid. 1 Samuel 1 vers 28. So staan ek dan om ook af aan die Here al die dae wat hy leef. Hy is aan die Here afgestaan en hy die Here daaraan bid. So mense sou nou dink as die einde van die verhaal sy het gebid, die Here het voorsien en dit stop daar. Maar dis nie waar dit eindig nie. Die laaste van alles sien ons, Hanna kom haar belofte na, nadat sy hom gespeen het, min of meer 2 of 3 jaar oud, miskien klein bietjie ouer, vat sy vir Samuel na die tempel toe en sy los hom daar in die diens van die Here soos wat sy beloof het. En 'n mens sou dink, dit klink onmoontlik. 'n Mens sou dink, dit klink tragies om daai jong kind daar te los. Maar dan lees mens 1 Samuel 2. Hanna se lofsang. Een van die mooiste lofsange in die woord van die Here, waar sy die Here net loof en prys. Die Here het vir haar seun gegee en sy was bereid om te doen wat sy beloof het. Kyk net daardie bereidwilligheid. So wat is die les wat ons hieruit kan leer? As ons dinge na die Here toe vat, omstandighede, begeertes, wat ook al dit kan wees, en ons bid dit deur en die Here verhoor en hy gee uitkoms. Dink die eerste wat ons sien is, ons kan dit nie aan toeval voorskryf nie. Sjoe, dinge het nou mooi uitgewerk nie. Nee. Here, aan U kom toe al die lof en die eer, want U het ingetree. Maar dan moet ons ook doen wat die Here verwag. Ons moet doen wat ons aan die Here beloof het. Ons moet doen wat die Here van my vra. Gebed bring bereidwilligheid. Gebed raak my hart aan, dit verander my omstandighede, maar dit moet ook my hande aanraak. Om 'n dader te wees van dit wat die Here van my vra. Te doen wat ek beloof het. So soms verhoor die Here. En ek het dit al baie gesien, ek is nog nie lank in die bediening nie, ek gaan nou Desember, is ek 10 jaar, dat ek nou in die bediening is, en hoeveel keer het ek dit nie al gesien, die mense wat bid en vra die Here, help, gee, vertrou, en sodra die Here intree, dan is dit asof hulle net vergeet. Dit kan nie ons wees nie. Gebed bring bereidwilligheid. Gebed maak 'n verskil. Ek vat net so vinnig saam dit wat ons oor gepraat het. Die Here laat soms dinge in ons lewens toe om ons na hom toe te dryf. En dan moet ons dit doen. Ons moet op ons knieë gaan en ons moet bid, kragtig bid, smeekend, volhardend, vertroue in die Here, want die Here verhoor gebed. Hy verander sake en hy is tot enigiets in staat. Maar dan moet ons ook bereid wees. As ons dit deurgebid het, moet ons ook bereid wees dat dit deurdring tot ons eie hande, ons eie dade, ons eie aksies, bereid om te doen wat die Here vra. Nou ons almal het iets in ons lewe, en ek kan dit van my sê, ek kan dit van elkeen van ons sê wat hier is. Ons elkeen het iets in ons lewe wat vir ons 'n belangrike saak is. Iets waaroor ons bid. Iets waarvoor ons die Here kan vertrou. Moet dit nie in die eie hande neem. Gaan bid dit deur. Gaan vra die Here, gaan vertrou hom, dat hy die uitkoms of die oplossing kan gee, want hy is 'n almagtige God, en hy is die hoorder van gebed. My so mooi gewees met die predikantekonferensie, toe bid 'n Nederlandse dominee van 'n ver land af, hy is die hoorder van gebed, en ons sê dit ook. Gebed maak 'n verskil, want God verhoor gebede. Vat daai saak na die Here toe. Hou aan bid, totdat die Here intree. Hy is die hoorder van gebed. Bid tot hom, bid spesifiek, en die Here sal die uitkoms gee, want daar is gebed wat 'n verskil maak. Mag ons daardie bidders wees,
wat dit bid. Amen. Ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Hemelse Vader, weer eens, kom sê ons net vir U dankie. Dankie vir die woord wat U vir ons gegee het. Here, dankie dat dit so verfrissend is, want as ons op ons eie krag probeer, is dit moeilik, en ons swoeg, en ons sweet, en ons stres, en ons weet nie wat om te doen nie, Here. Maar as ons U voetbank van genade nader, Here, al wat ons doen is lê dit aan U voete, en ons vertrou op U. Hoe wonderlik om te weet, Here, U tree in. Daarom vind ons rus in U. Ons vind ons krag in U. En ons weet, Here, wanneer ons bid, dan werk U. Dankie, Here, vir elke belofte in die Bybel wat vir ons sê ons kan bid en U sal voorsien. En dankie ook vir die waarskuwings, Here. Waarskuwings soos daai vers wat in Jakobus sê, julle het nie want julle bid nie. Here, help ons om nie daardie foute te maak nie, maar om manne en vroue en selfs kinders van gebed te wees. Help ons dat ons ook daai lied kan sing. Dankie, Heer, vir ure van gebed. Dat ons tyd by U deurbring. En Here, ons weet, wanneer ons bid, gaan ons sien. Wanneer ons U vertrou, dan sien ons wat U kan doen. En so bid ons weer vanoggend vir ons gemeente, Here, ons bid vir ons gemeente, dat U ons sal gebruik, dat U ons sal laat groei, en dat U ons nader aan U sal bring, en dat U ons sal help, Here, ons tema van die jaar, om ons lig te laat skyn. Dankie, Here, ons bid dit in die wondernaam van Jesus Christus alleen. Amen. Kom ons staan, dan sing ons slotlied harde drink, en ietsie saam ons te geniet, en net so tyd saam te spandeer. Maar ontvang nou die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus, ons verlosser, en die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. In Jesus se naam, amen.